It's time. Yes. Woo. Here we go. It's time for the reign of God. It's time for your light to shine. It's time for the kingdom of our God to be revealed. It's time for authority. It's time for your majesty. It's time for the kingdom of our God to be revealed. It's time for the reign of God. It's time for your light to shine. It's time for the kingdom of our God to be revealed. It's time for authority. It's time for your majesty. It's time for the kingdom of our God to be revealed. These days of wars and famines, in these days when hearts grow cold, in these days of growing darkness, there's a story to be told. Yes, so we gather in the Spirit, lifting up a prayer of faith. We proclaim the mighty word of God, the power of His name. Come on, it's time for the reign of God. It's time for your light to shine. It's time for the kingdom of our God to be revealed. It's time for authority. It's time for your majesty. It's time for the kingdom of our God to be revealed. For the captives of rebellion, addicted and deceived, for those who wander far from home, it's time to intercede. So we gather in the Spirit, lifting up a prayer of faith. We proclaim the mighty word of God, the power of His name. Yes, the power of His name. It's time for the reign of God. It's time for your light to shine. It's time for the kingdom of our God to be revealed. It's time for authority. It's time for your majesty. It's time for the kingdom of our God to be revealed. It's time for the reign of God. It's time for your light to shine. It's time for the kingdom of our God to be revealed. It's time for authority. It's time for your majesty. It's time for the kingdom of our God to be revealed. Come on, let's praise Jesus. Glory to the name of God. Lord, we know it's time to worship you. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart.
you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Choose you now, Jesus. Come, now is the time to Jesus Christus hierin vlieg. Om alleen komt u dier in heerlijkheid. Hij alleen is Heer, Hij alleen regeert. Koning, Koning van mijn hart. Hij alleen is Heer, Hij alleen
aanbidding buig ek voor die majesteit. Opperheer, vredevors en van God. Groot en heilig is die Heer. Want hy alleen is Heer, hy alleen regeer. Koning van my hart. Hy alleen is Heer, hy alleen regeer. Koning van my hart. Hy alleen is Heer, hy alleen regeer. Koning, hy is die koning van my hart. Hy alleen is Heer, hy alleen regeer. Koning van my hart. Hy is die koning, hy is die Halleluja. Die Here het 'n woord op Cyril gelê. Wat sê hy is nou teenwoordig hier. Hierdie krag waarvan ons nou gesing het, hierdie more power, more love, more of you is nou hier.
Al wat jy moet doen, is jy moet net jou hande uitstrek na hom toe. Ons gaan hierdie lied weer sing en ons gaan oorgaan nou wanneer hulle oorgaan na die volgende lied toe. Maar al wat ek vir jou vra is, as jy God nou nodig het, al wil jy dit nie fisies doen nie, in jou gees, strek jou hande uit na hom toe. Because there is more love and more power of God than you can ever imagine. Nou op hierdie oomblik, in hierdie gebou, gee net oor aan die Here, gee net oor aan hom. Halleluja. Kom ons gee vir die Here nog 'n lofoffer. Yes. Yes. Halleluja. Halleluja.
in die teenwoordigheid van die lofsange van God. Lofoffers wat ons vir die Here bring, breek bande en word deure oopgesluit. Boeie val van mense af, kettings gly soos water van olie af van ons liggame af. Kankers val uit, nierstene word uitgewerp. Depressie word vreugde. Yes. Verslawing word vrymaking. Armoede word rykdom in Christus. Halleluja. Kriminele toestande word omskep in vrede en veiligheid. In die lofsange van die volk. Halleluja, Lord, we glorify your name. Here, ek ervaar, terwyl ons dit gesing het ek ervaar hoe hierdie aarde skud. En hoe goed net losval en uitval en wegval voor U. En al wat staande bly, is die heerlikheid van God. Ek wil nie ophou nie, Here, ek wil net aanhou. Ek wil aanhou lofsange sing. Ek wil aanhou 'n lawaai maak vir U. Ek wil aanhou klap hier op die kansel. Ek wil aanhou my voete stamp. Ek wil aanhou dans voor U, want U is so groot. U is so magtig. Here, U is my Here en my God. Ek is so opgewonde oor U, Here. Halleluja. I glorify your name. I glorify your name. Aan U kom toe die lof en al die eer, Here, want ek weet, oorwinning oor elke gebedsversoek in daardie boek is nou behaal. Ek weet, Here, oor elke gebedsversoek in hierdie vertrek is daar reeds oorwinning. En aan die kruis het U die vyand uitgeklee, 'n bespotting van hom gemaak, want U, Here, is God en koning. Ons loof U. I glorify Thy name in all the earth. Halleluja. Halleluja. Ek wil nie ophou nie, maar ek moet seker. Pastoor, baie dankie. Amen. Glory to God. Ek wil net seker maak, jy weet, met my ou stem kan ek nie sukkel met 'n mikrofoon nie. Ek wil net vir julle iets sê. Die Bybel sê, make a joyful noise unto the Lord. So there's only two requirements. It must be joyful and it must be noisy. Okay, gaan ons opstaan en dan gaan ons 'n joyful noise maak voor ek die Here se woord bring. Jy kan skreeu, spring, klap, sla daai dromme, klap daai gitare en kom ons loof die Here. Baie dankie julle ouens. Dit was wonderlik. Ek wil net vir julle sê, die Bybel sê, in die hemel gaan die halleluja soos donderslag klink. So, en daar gaan nie iemand wees wat jou met oorpleisies issue nie. So, ja, nee, dit is maar net hoe dit is. Dit is wonderlik om die naam van die Here groot te maak, om sy naam te eer. Dit is vir my 'n groot voorreg om hier te wees. Julle weet, dit is maar die tweede maal
wat ek in die kerk is in Maart, hierso. Ek was eers, julle mag vir my bid, ja. Ek was eers in Turkye gewees op 'n studietoer en toe ek terugkom, toe bel iemand, ou lidmate van ons gemeente my en sê hulle pa is oorlede in die Kaap of ek die begrafnis sal kom hou. Nou ja, ek het toe 'n bietjie verlof ingesit, 'n bietjie by my dogter gaan kuier en by ons familie. So dit was baie goed. Ek wil net vir julle sê, daai begrafnis was in Durbanville en daardie dag was dit in Durbanville 38 grade. So maar gelukkig die kerk het ligversorging ingegaan. So dit was lekker, maar dit was 'n begrafnis. En ek wil vir julle sê, om daai graf was dit baie warm. Dit was verskriklik. Gaan aan en af. Wat is fout? Ja. Okay. Lyk my toe die mikrofoon het geskrik toe ons die Here begin loof. Okay, nou ons het vandag 'n doopdiens. Dit is baie interessant. As jy 'n pastoor is in 'n familie, dan seën jy die kinders in, dan as hulle groot word, doop jy hulle, en later trou jy hulle, en dan mag die Here dit verhoed. Ek moes al 'n paar van my familielede begrawe het ook. Ja, so, dis nou maar hoe dit is. En die mense wat vandag gedoop gaan word is Melinda se niggie se dogter en hulle seun. Maar voordat ons dit gaan doen, ek het baie gebid oor wat moet ek vandag oor praat. En 'n gedagte het by my opgekom en ek het by myself gedink, maar dit klink nie reg nie. Dit is nou dit klink nie of dit nou pas nie. Dit is skoolvakansie. Daar's nie baie mense nie. Baie is met vakansie en so aan. En maar hoe meer ek gebid het, hoe meer het die Here hierdie gedagte op my hart gedruk. En daarom gaan ek dit bring en ek vertrou dat die Heilige Gees dit in julle harte sal lewend maak. Nou wil ek net sê, dis baie belangrik vir my dat die Heilige Gees dit in julle harte lewend maak. Wat nie vir my belangrik is of julle nou daarvan gehou of nie gaan hou nie. Want toe ek na hierdie gemeente toe gekom het, ek het jare terug gesê, het ek nie ingeskryf vir 'n gewildheidskompetisie nie. Ek is hier om die Here se woord te bring. Dis al wat saak maak. En ek vertrou dat hierdie woord iets in jou hart sal wakker maak. Want dis so belangrik. Ek het 'n tema, maar die tema klink eintlik snaaks. Ek noem dit praat teenoor doen. Nou julle sal sien waar gaan ek heen. Jare terug toe ek nog in Sabie was, het ons lang afstande gehardloop. Glo dit as julle wil. En hierdie ouetjie wat voor julle staan het al 'n maraton gehardloop. So, ek sal dit nie nou kan doen nie. Kan hom met my kar ry. Okay, goed. Maar ek onthou terwyl ons so staan eendag en praat, terwyl ons, daar was 'n ou en ek gaan nie sy naam noem nie want hy is intussen oorlede. Maar hy was 'n vreeslike groot mond wat vir ons sou vertel het presies hoe jy moet hardloop. En daar was 'n ander ou, ja, sy naam is James. Ek kan hom maar noem want sover ek weet, leef hy nog. En hy sê vir hierdie ou, ek gaan nou sommer 'n fiktiewe naam noem, Kosie.
Hy sê vir hom, weet jy wat is jou probleem? Jy moet net jou mond kry, of jou voete kry, by waar jou mond is. Hoor jy wat ek sê? Jy moet jou voete kry by waar jou mond is. Nou John Maxwell het gesê, wat so belangrik is in die Christelike lewe is, do you talk the talk, or do you walk the talk? Want daar's groot verskil tussen die twee. Nou die Here Jesus het dit self gesê, en dis die teks wat na my toe gekom het aanhoudend. Lukas 6 vers 46. En wat noem julle my? Here, Here, maar julle doen nie wat ek sê nie. 'n Geweldige teks. En wat baie interessant is, dat die woord Here herhaal hy 2 maal. Nou die woord Here is die Griekse woord kurios, wat beteken heerser. Hy sê, hoekom noem julle my Lord, Lord, maar julle doen nie wat ek sê nie. Want jy sien, in daardie tyd was dit onmoontlik, as jy 'n koning of die keiser oor jou gehad het, dat jy nie sou gedoen het wat hy sê nie. Ek meen, want sy woorde was mag. Inteendeel, as jy nie geluister het nie, het hulle jou doodgemaak. So eenvoudig soos dit. Maar nou kom die Here Jesus, en hy sê, julle noem my Here, Here, maar julle doen nie wat ek sê nie. Jy sien, dis waar die praat kom teenoor die doen. Nou, dit is baie interessant, en ek gaan nou nie daaroor praat nie, maar in Matteus 7 praat die Here oor hierdie selfe gedeelte, maar hy gebruik ander woorde. En hy sê, dit is nie hy wat my Here, Here noem, wat in die koninkryk sal ingaan nie, maar is hy wat die wil van die Vader doen. En dan kom Jesus in Matteus, en hy slaan oor na die ewigheid toe. En hy sê, in daardie dag sal baie na my toe kom, en sê, Here, het ek nie in u naam baie kragte gedoen nie? Het ek nie in u naam duiwels uitgedryf nie? Het ek nie in u naam genesings gedoen nie? En hy sê, ek sal vir jou sê, gaan weg van my, jy wat die ongeregtigheid werk. En wie, ek kon hierdie teks nooit verstaan nie. Ek kon nooit verstaan, want ek meen, ek het in die Pinksterkerk groot geword, ek op 16-jarige ouderdom my hart vir die Here gegee, en ek kon nie verstaan, dat as iemand, ek meen, as iemand vir siekes bid, en hy staan uit 'n reistool op, of hy blinde oë gaan oop, hoe is dit moontlik dat daai ou nie naby die Here is? En toe het ek eendag 'n boek gelees. Die skrywer se naam was Don Basham. En die boek se naam was True Prophets and False Prophets. En toe sê hy 'n ding, en dit het my oë oopgemaak. Jy moet nooit jou eie geestelike lewe meet aan die wonderwerke wat deur jou plaasvind nie. Want die woord van die Here sê op een plek, sy gawes is onberoulik. Met ander woorde, iemand kon op 'n plek gekom het en hy het 'n gawe van die Here gekry, en dan raak hy verkoud in sy eie hart, en dan kom hy en dan bid hy en dan werk daai gawe nog. Want jy sien, daai gawe kom van die Here af. Waaraan moet jy jouself meet? Aan die vrug. 'n boom word aan sy vrugte geken. Liefde, blydskap, vrede, ensovoorts, ensovoorts. Met ander woorde, dit het my oë oopgemaak. En ek het besef dat vrug is iets wat van binne afkom. Ek meen, jy dra die vrug. Jy dra dit as jy in die Here bly, dan dra jy vrug. Jy moet dit dra. Of dit nou 'n klein vrug is, partymal is hy net so klein. Jy kan hom amper nie sien nie, maar hy's daarom daar. En partymal groei hy. En die Here Jesus het dit self gesê. So dis baie belangrik, as hy daai ouens kom en hierdie goed sê, dan was dit ouens wat dalk iewers
'n pad met die Here geloop het. En ek kan vir julle voorbeelde opnoem wat ek nie gaan doen nie, van mense wat die Here magtig gebruik het en wat in hulle gees heeltemal verkoud het. En dan in daai verkoude toestand, dan bid hulle vir mense en dan word hulle so gesond. So, as die Here jou gebruik, dis sy genade en sy genade alleen. Dit gaan net oor die vrug wat in jou lewe is. Okay, genoeg daarvan. Waarom sê julle van my, Here, Here, maar julle doen nie wat ek sê nie? Jesus vra dit, hy vra dit vir hulle. Nou, is baie interessant dat die Here Jesus het 'n gelykenis vertel om hierdie saak mooi te illustreer. In Matteus 21 vers 28 tot 31 sê die Here Jesus, wat dink julle? 'n man het 2 kinders gehad. Hy gaan toe na die eerste een en sê, my kind gaan werk vandag in die wingerd. Maar hy antwoord, nee, ek wil nie. Later het hy egter spyt gekry en het toe gegaan. Die man het toe aan die ander kind gegaan en dieselfde gesê. Hy het geantwoord, ek sal my Heer, hoor jy weer, my Heer, maar hy het nie gegaan nie. Wie van die 2 het die wil van die Vader gedoen? En hulle sê, die eerste een. Die een wat gesê het, ek wil nie, maar het gegaan. Jy sê, dit is die verskil wat Jesus uitbring tussen praat en doen. Ek meen, dis baie maklik. Hy's baie maklik om te sê, ja, goed, ja, o, dis wonderlik. Hoeveel maal het jy al in 'n kerk gesit en dan kom daar 'n uitnodiging, gee my jou hart vir die Here, dan sê jy, o Here, kom in, maar as jy uitloop, dan vergeet jy weer daarvan. En jy gaan leef net soos wat jy wil. Jy sien mense, daar's in die Engels sê hulle, the Lord is Lord of all. As hy nie Lord of all is nie, then he's not Lord at all. So dis baie, baie belangrik dat ons dit sal besef, dat ek my hart en my lewe aan hom moet oorgee, volkome. En dan word hy eintlik baas in my lewe. En as hy met my praat, en hy sê spring, dan vra ek, hoe hoog? Verstaan jy? Dis nou maar by wyse van Spreuke. Nou, reeds in die Ou Testament, onthou julle vir koning Saul? Koning Saul was die heel eerste koning van die volk Israel. En die woord van die Here sê, dat die Heilige Gees het oor hom gekom, hy het hom in 'n ander mens verander, en alles. Maar toe kom die groot toets, die Here gee vir hom 'n opdrag. En hy voer daai opdrag halfpad uit. Die Here het gesê, gaan tref Amalek met die banvloek. En wat doen Saul? Hy spaar toe die beste van die vee en die koning en so aan. En wat gebeur toe? Dit het sy koningskap gekos. Want die ergste van alles is, toe hy uitgevang word, dat hy dit gedoen het, toe sê hy vir Samuel, maar dit was nie ek nie, dit was die manskappe. Verstaan jy? Ek persoonlik dink, as Saul daar in die stof neergeslaan het, en gesê het, ek was ongehoorsaam, Here vergewe my, glo ek die Here sal hom vergewe het. Dis maar 'n persoonlike mening. Maar hy was nie gereed, dis nie ek nie, Here, dis daai ou. Klink dit bekend? Nou luister wat het Samuel vir hom gesê. Daarop het Samuel geantwoord, is daar vir die Here die vreugde in brandoffers en maaltydoffers, soos in gehoorsaamheid aan die stem van die Here. Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as maaltydoffers. Om te luister is beter as die vet van ramme. Hallo mense,
as die Here praat, dan bedoel hy dit. En dit is baie belangrik dat ons na hom luister. Want waarom sê jy, Here, Here, maar jy doen nie wat hy sê nie? Julle twee wat vanmôre gedoop gaan word, ons noem dit baie maal 'n stap van gehoorsaamheid. Maar dis jou eerste stap. Daarna kom die belangrikste. En dit is om die Here te bly volg, na hom te luister en 'n verhouding met hom te staan. Dit is so belangrik vir al die dae wat ons in lewe. Ons leef in 'n tyd, mense wat kerk speel is verby. Ek meen ek het die voorreg gehad. Ek beskou dit as 'n voorreg. Die Here het vir my die geleentheid gegee om in Griekeland te kom, Paulus se tweede sendingreis te doen, te sien waar hierdie man was, wat hy alles deurgegaan het terwille van die evangelie. En toe ek nou in Turkye was ons in Efese waar hy ook was, en om op daai paaie te loop, om te dink waar hy ook geloop het, en te dink wat het hierdie man opgeoffer, waarvoor, vir die evangelie. Nou goed, dit was sy roeping. Die Here roep ons nie almal om 'n Paulus te wees, maar die Here roep ons om gehoorsaam te wees. Weet julle wat, moenie vir Johan kyk nie, hy gaan net kyk of die doopbad vol genoeg is. Ons het gister 'n waterprobleem gehad in die omgewing, en ek het gedog, ons gaan dalk vanmôre 'n droë doopdiens hou, of ek sal met iemand vra, kan ons na julle huis toe gaan en hulle die swembad gaan doop. Maar gelukkig het die water reggekom en die doopbad is amper vol. So hy's reg. So baie belangrik. Weet julle wat? Ek wil net iets sê van die doop. Dit is sommer so in. Hierdie deeltjie is heeltemal gratis. Die ander moet julle voorbetaal. Okay, nee, dis net 'n grap. Weet julle dat ons sê baie maal dat ons doop groot. Julle moet daai woorde los. Ons doop nie groot nie. Ons doop gelowiges. Daar's 'n groot verskil. Ons glo jy moet tot geloof kom en dan word jy gedoop. Anderste, al wat gebeur, as ons groot doop, dan gaan jy 'n droë sondaar daarin en jy kom 'n nat sondaar uit. So, jy bly dieselfde. Die doopbad verander jou nie. Jy word voor die tyd deur die Here verander en die doop is maar net 'n teken van wat reeds in jou hart en jou lewe gebeur het. OK, goed. Kom ons maak klaar. Lukas 6, nadat die Here Jesus gesê het, wat noem julle my Here, Here? En jy weet wat ek sê nie. Hy sê elkeen wat na my toe kom en my woorde hoor en daarvolgens handel, dan woorde wat gehoorsaam is. Ek sal vir julle verduidelik soos wie hy is. Hy is soos 'n man wat besig was om 'n huis te bou. Hy het gespit en diep gegrawe en die fondament op die rots gelê. Nou, ek wil net enige een van julle wat al betrokke was by huisbouery of enigiets, wat is die belangrikste ding van 'n hele gebou? Sy fondasie. Jy kan die wonderlikste gebou hê, maar as sy fondasie nie reg is nie, het jy probleme. Die mure bars, allerhande snaakse goed kan gebeur. Nou sê hierdie ou, hy diep gegrawe totdat hy vaste grond gekry het en toe het hy begin om daarop te bou. En wat sê die Here? Toe daar 'n oorstroming kom en die vloedwater die huis tref, kon dit die huis nie laat ineenstort nie, omdat dit goed gebou was. Wat gebeur in Suid-Afrika as daar vloede kom? Wat val plat? Plakkershitte, want hulle staan net op genade. Dis nie dadelik groot geboue wat sommer net omval nie. So, dis die groot ding wat hy hier sê, maar nou wat die Here sê, wat interessant is, dat hierdie huis wat op die rots gebou is, 'n vloed het hom getref. Luister nou mooi. Maar wie hoor en nie doen nie, is soos 'n man wat 'n huis sonder 'n fondament
op die grond bou. As die vloedwaters dit tref, stort dit onmiddellik ineen. Die verwoesting van daardie huis was geweldig. En wat sê die Here? Die verskil. Hier's weer aan. Wat sê die Here? Hier's twee mense. Hulle wil bou. Die een doen moeite. Ag, kom ek vertel vir julle 'n storieetjie. Wie van julle hou van 'n storie? Eendag was daar 3 varkies gewees. En die 3 varkies besluit hulle gaan vir hulle huisie bou om te weg te kom van die wolf. En die eerste varkie gaan bou toe vir hom 'n huisie van strooi. En hy gaan sit lekker daar, sit sy TV aan, sit heerlik daar. En hier kom die wolf. Varkie, varkie, ek soek jou. En hy blaas. En die huis val in mekaar. En daai varkie hardloop na sy maatjie toe. Maar die maatjie het 'n huis van planke gebou. En dieselfde ding. Hy sê, kan ek by jou bly, daai wolf wil my vang. En die wolf kom en hy blaas. En wat gebeur? Boem, val hy om. Die derde varkie het bietjie langer gebou as die ander 2. Hy het gewerk en gespit en 'n fondasie gelê en 'n huis van steen gebou. En daai wolf kom en al 2 hardloop toe na hom toe en daar sit die 3. En daai wolf kom. Hy sê, kom uit, ek wil jou eet. En hy blaas en hy blaas en hy kan nie. Hy sien hier's 'n skoorsteen en hy klim op en hy kom met die skoorsteen af, maar hulle het 'n groot pot water daar gehad en die wolf val in die water en hy verdrink en hy brand dood. Ken julle die storie? OK, wie was die slim varkie? Dit was die een wat, soos die Here Jesus sê, wat luister en doen. Hy luister nie net nie. Nou vra die Here Jesus vir my en vir elkeen van julle, waarom noem julle my Here, Here, maar julle doen nie wat ek sê nie? Is jy vanmôre skuldig daaraan dat hy met jou praat, maar jy luister nie? Jou ore is toegestop. Jy bou 'n huis op sand. Ek wil vir jou sê, as daar moeilike tye kom, wie wat gebeur met mense wat op sand bou? Hulle huis stort ineen. Hulle gaan heeltemal onder in 'n krisis. Ons almal word getref deur krisisse. Dis nie maanskyn en rose altyd om die Here te dien nie. Daar's partymal moeilike dae. Daar gebeur goeie goed, slegte goed gebeur ook met goeie mense. En wat laat jou staan? Ek het 'n anker wat my vashou, sê die ou lied. En sy naam is Jesus. As ek vas gekoppel is aan Jesus en die storms kom aan, dan kan ek bly staan. With Christ in the vessel, dat ons gesing jare terug, I can smile at the storm. Daar was vroeër, hy het 'n senator geword, Gerry Wessels. Ek weet nie wie van julle het ooit van hom Gerry gehoor. Nou Gerry het eendag gepreek, toe sê hy, with Christ and oom Wessels, you can smile at the storm. So ja, so dis nou net so by die plek gaan. Maar luister mense, luister. Dit is so belangrik dat julle na hierdie woord sal in jou hart neem en sê, Here, help my om na U te luister. Ek wil nog een voorbeeld, dan is ek klaar. 'n Pa kom by sy seun en sê, seun, jy het 'n vakansie en ek wil baie graag hê jy moet vandag vir my die garage se deur verf. Die kind kyk so en hy sê, ja pa, ek sal dit doen. My pa is weg en hy dink, heerlikheid, hierdie ding. Hy sê, nee, ek sê eerder daar die groentetuin gaan omspit. En hy spit en hy werk hard. Pa kom by die huis, die deur is geverf. Hy sê, ja pa, ek het hom nie geverf nie, maar kyk hoe mooi lyk die groentetuin. Hy sê, seun, dit is baie mooi en alles, maar dis nie wat ek wou hê nie. Jy moet die deur verf. Die volgende dag pak hy die garage weg en hy verf nie die deur nie. Wat 'n pa gaan daarmee tevrede wees. Dis wat ons partymal met die Here doen.
die Here sê, maak so, dan dink ek nie, ek is nou nie, ek gaan eerder dit doen, dis ook baie goed. Kom ek moet dit simpel. Die Here sê, jy moet nou bid. En nee, wat, ek gaan eerder 'n bietjie Bybel lees. Verstaan jy? Daai tipe van ding. Dit albei is goed, maar dit gaan oor wat reg is in die oë van die Here. Weet julle wat het eendag met my gebeur en ek daarmee gaan ek afsluit, ek beloof. Jare terug toe lê daar iemand van ons gemeente in Arhoop Hospitaal. En weet julle dat ek gaan bid toe vir haar in Swan en die aand en ek stap by dit was by die intensief by 'n kamer verby. En daar lê 'n Chinese man, goudgeel. En ek besef hy het kanker. En toe ek by sy deur kom, sê die Here gaan bid vir hom. En toe begin ek nou met die Here te stry. Julle ken dit mos. Jy weet, ek loop toe verby en ek kom op die trap. En ek gaan bid vir daai man. En ek sê, goed Here, ek sal nou aanvaar dis eers ek teruggaan. En as niemand anders by daai man nie 'n suster of enigiets, dan sal ek vir hom gaan bid. Ek het daar by hom gekom, hy het my so gekyk en ek vir hom sê, I just want to pray for you. Ek het vir hom gebid. En die volgende dag of 2 toe ek weer daar kom, toe is hy weg. Ek weet nie hoekom het ek vir hom gebid. Maar weet julle wat? Weet julle wat? Ek was gehoorsaam. Sê nou maar net, ek kom eendag in die hemel. En daai China man kom na my toe. En hy sê vir my, toe jy vir my gebid het daar iets in my gees gebeur. En ek het die Here Jesus in my lewe gekry. So mense, dis baie belangrik om te luister en te doen. Ek kan julle baie sulke voorbeelde noem. Ek kan julle net so lang lys voorbeelde noem waar ek geluister het en nie gedoen het nie. Maar weet julle wat? Dit het gewoonlik gelei na disaster toe. Daai kere wat jy nie geluister het. En julle het almal al sulke ondervindings gehad, né? Amen. Ons bid saam. Liewe Vader, dankie vir u woord. Dankie dat u woord die waarheid is. En ek wil bid in die naam van Jesus, dat u elkeen van ons sal help om te luister en te doen. Here, Here, gee vir ons ore wat gespits is om die woord van die Here te hoor. Maar Here, gee vir ons voete wat gereed is om ook u wil uit te voer. Ek wil hê dat ons vir 'n oomblik so sal sit, net ons oë gesluit. Ek wil vra as daar iemand is, ek wil graag vir jou bid, net daar waar jy sit, wat sê, ek is iemand wat luister, maar ek doen nie. Ek vra die Here om my te help, om ook 'n doener te word. Daar waar jy sit, steek net jou hand op, ek gaan vir jou bid. Laat sak maar, die Here sien dit, laat sak maar, die Here sien dit. Is daar nog iemand? Daar, laat sak maar, die Here sien dit, die Here sien dit. Nog iemand? Amen. Dierbare Here, het elke hand gesien wat opgaan. Agter daardie hand is 'n hart, wat sê, Here, ek wil graag doen wat u sê. Ek wil nie net 'n prater wees nie, ek wil 'n doener wees. Ek wil nie net sê, Here, Here nie, maar ek wil doen wat u sê. Help ons, Here. Partymal is dit moeilik om te luister. Partymal sê vir ons iets en dit druis in teen onsself, maar Here, u weet die beste. En ek vra in Jesus naam dat u ons altyd die genade sal gee, dat ons sal hoor en doen. Baie dankie in Jesus se naam. Amen.
vra dat die twee dopelinge hier na vorentoe sal kom, net hier voor sal staan en na my sal kyk. Ons staan so net hier so. Ok, julle sal nie glo nie. Hierdie kinders, ek het hulle ma en pa getrou, né? En ek het hulle oupa, ek begrawe, né? Daar sit Alida, dit was Leon, vir julle wat lang sal onthou, Leon en Alida het lang hier na ons kerk toe gekom. En nou, en ek kan nie onthou nie, ek dink ek het jou ingeseer, maar nie vir jou nie. Ek kan nie onthou, of het ek al twee van julle, okay. So, wys jou net hoe die tyd verby gaan. Nou, hierdie is Christen en Connor Creer, maar hulle is eintlik twee Engelsmannetjies. So, hulle het gevra, as ek hulle enigiets vra, moet ek het in Grieks vra, want dan gaan hulle het beter verstaan. Nee, het vra ek dit net in Engels, sodat hulle goed kan verstaan. So I'm just going to ask you, did you really surrender your life to God? And did you accept Jesus Christ as a Savior of your life and the Lord of your life? Did you? Okay, dis al. Baie dankie, wonderlik. Nou, draai net om, dat die mense julle kan sien. Sien julle die twee pragtige jong mense? En dit is vir my so wonderlik, dat ek hulle kan doop. Nou, ons gaan nou na agter toe. Ek wil net die vir julle gee, daar is joune. En hier is joune. Ons gaan nou na agter toe. Christen, you must go this side. En ek en jy gaan daai kant. Okay. Dan sien ons julle nou. Amen. Terwyl ons vir hulle wag, gaan ons net 'n bietjie sing. Praat harder. Terwyl ons wag vir hulle om aan te trek, gaan ons julle is meer as welkom om saam te sing. Is 'n nuwe sang. Ons het hom al 'n paar keer gesing, so glory be to God. Amen. We worship your name, Jesus. Great is your faithfulness. We worship your name, It was lonely in the dark, but you were working. It was painful, it was hard, but you were working all things for my good. Couldn't feel you at the time, but you were working, full of questions, wondering why. But you were working all things for my good. When I look back over my life and I think how good you have been, my soul sings, great is your faithfulness. When I get your love on my mind, I get grateful all over again. My soul sings, great is your faithfulness. Oh,
valley, through the storm. For you are working, I will worship all of my heart. 'Cause you are working all things for my good. When I look back over my life and I think, how could you have been? My soul sings, great is your faithfulness. When I get your love on my mind, I get grateful all over again. My soul sings, great is your faithfulness. Oh, my soul sings, great is your faithfulness. You turn it around. You turn it around. Don't know when, don't know how, but you always do it somehow. You turn it around. You turn it around. Don't know when, don't know how, you always do it somehow. So we praise your name, Jesus. Hierdie water is warm hoor. Jy kan dit nie glo nie. So as een van julle wil kom bad na die tyd, julle welkom. Toe ons oudste dogter klein was in Sabie, dan het ons altyd die doopwater ingelos en dan sê altyd maandag en so, dan swem sy in die doopbad. So, ja. Okay. Kom ons bid net. Vader, baie dankie vir hierdie twee pragtige jong mense wat U gaan volg deur die water. Ek wil bid, Here, dat U van vandag af U hand op hulle lewe sal lê en dat hulle net sal ervaar U is met hulle en by hulle. Ek wil bid, Here, help hulle om altyd te luister en te doen. In Jesus se wonderlike naam. Amen. Amen. Ja, sweet. Okay. Put your feet against the wall. Put your, take my arm, take my arm. Take my arm, hold it. Yeah. Okay. Christian Connor, on your own confession of faith and in obedience to the Lord Jesus Christ, the head of the church, I baptize you now in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Connor Creer, on your own confession of faith and in obedience to Jesus Christ, the Lord of the church, I baptize you now in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Ek onthou toe ons kinders was, oom Solly
het hy altyd as ons 'n doopdiens gehad het, as dit klaar is, as hy mense uitstap, dan sing hy, there's a new name written down in glory, and it's mine, oh yes, it's mine. Daar's vandag 2 nuwe name in die heerlikheid van God geskryf, want die ou Kirsten en die ou Connor is dood, en hulle het opgestaan, nuut in Christus. Prys die Here, wat 'n voorreg. Ek wil vir u vra asseblief na die diens, moenie weghardloop nie, vat eers tyd om hulle geluk te wens met hierdie groot stap wat hulle geneem het en wat hulle nou 'n pad gaan instap. Nuwe wesens in Christus. Ons het gekom aan die einde van ons diens.